Goeiemôre maats, dis baie lekker om vanmôre weer saam met julle te kan kuier en saam met julle te kan Bybel lees. Dominee Dani doen vanmôre vir ons die preek en Dominee Petrus die preekbegeleiding. Saam met pappa en mamma kan ons die Bybels oopmaak en dan gaan ons lees van Jesaja hoofstuk 7, die eerste 20 verse. Jesaja was in daardie tyd soos die predikant wat die woord en die boodskap van die Here verkondig het. Die volk loop baie verskillende paaie en hulle luister nie altyd na die Here nie, maar ons gaan nou kyk hoe dit vanmôre vir ons 'n betekenis het. Ek lees vir ons saam Jesaja hoofstuk 7, die eerste paar verse. In die tyd toe Agas, seun van Jotam en kleinseun van Uzia, koning van Juda was, het die Arameese koning Resin en die Israelitiese koning Peka, seun van Remalia, veldtog, 'n oorlog teen Jerusalem onderneem. Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het, het vir Agas die koning uit die geslag van Dawid in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Die Here kom en hy praat met hierdie volk, en ons kry die volk waar hulle baie keer sit en hulle is sonder hoop. En nou wonder ek of ons ook baie keer gevoel het dat ons nie hoop het nie, dat daar niks is wat ons verstaan nie en dat niks vir ons lekker is nie. En daar is baie keer dinge wat ons sonder hoop laat voel. Ons is nou al 'n hele maand en meer as dit wat ons nie uit die huise mag gaan en wat ons nie skool toe kan gaan nie. En nou voel ons ook, is daar hoop? Papa en mamma is bekommerd oor die werk en ons het so baie dinge wat rondom ons gebeur dat ons ook sien dat ons baie keer nie kan hoop nie. Ons voel dat ons ook sommer net so wil sit met ons hande in ons hare, want ons weet nie wat om te doen, ons weet nie wat om te dink, ons weet nie hoe om verder op te tree nie. Voel julle ook baie keer sonder hoop? Dis maklik om so te voel, want al die dinge rondom ons maak dit vir ons moeilik. En nou wil ons vra, waar gaan ons hoop kry? As alles nie lekker is nie, wat gaan maak dat dit vir ons beter kan lyk elke dag? Die Here het met Agas gepraat, maar die koning Agas het nie na die Here geluister nie. Hy het ook nie antwoorde gehad nie en hulle het baie bang geword en nie geweet wat om te doen nie. En dan kom ons agter in hierdie gedeelte in Jesaja wat ons gelees het, dat Agas nie na die Here wil luister nie. Agas het glad nie die voorskrifte van die Here gevolg nie. Hy het maar gemaak soos wat hy gedink het die beste is in sy eie kop gevolg en nie na ander en wat die Here vir hom gesê het, geluister nie. Hy het selfs verder gegaan en afgodsoffers aanbid. Hy het die tempel, die kerk van daardie tyd verontreinig en hy het nie eerbied gehad nie en hy was ongehoorsaam en hy het allerlei verkeerde dinge gedoen wat nie reg was in die oë van die Here nie. Maar dan kry Agas 'n boodskap dat die Arameese koning gekom het om oorlog teen hom te maak en dat hulle hom wil vernietig. Dan vra ons, wat is Agas se reaksie? Wat het gebeur toe hulle hoor dat hierdie ander koning hulle wil kom vernietig? Die wind wat in die bome waai, het verduidelik hoe Agas hulle gevoel het. Hulle is so bang soos die bome wat in die wind waai. Hulle is in 'n plek waar hulle nie hoop het nie, dan kom daar mense wat dit vir hulle moeiliker wil maak, en dan wonder ons wat nou verder gaan gebeur. Die Here stuur vir Agas 'n boodskap. Die Here praat met hom en hy wys vir hom dat daar altyd hoop is, dat hy hom altyd sal vashou en dat hy hom altyd sal beskerm. In vers 7 lees ons, maar so sê ek, die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie, dit sal nie gebeur nie, want dit is maar net Damaskus wat die hoofstad van Aram is, en net Resin wat die koning van Damaskus is. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie, want dit is maar net Samaria wat die hoofstad van Efraim is, en net Peka van Remalia wat koning van Samaria is. Die Here stuur vir Agas hierdie boodskap, wat nou verder sal gebeur, en hy sê vir hulle, bedaar en wees kalm, moenie bang wees nie. As ons nie hoop het nie, en as ons nie weet wat om te doen nie, dan kom die Here en hy sê vir ons, bedaar, kalm,
en wees nie bang nie, want ek sal vir julle die antwoorde gee. Wat gaan die Here verder doen? Hy sê vir die volk, julle moenie bekommerd wees nie, want hierdie mense wat julle wil aanval, is niks in vergelyking met wie ek is nie. Ek is baie groter en baie sterker en almagtig en niemand kan iets teen my doen nie. En as ek vanoggend dalk voel dat ek nie hoop het nie en vanoggend voel dat ek bang is en nie weet wat om te doen nie, dan sê die Here, moenie bang wees nie, want ek sal julle oppas en ek sal julle beskerm. So ook in elke situasie vandag weet ons dat die tyd van inperking en die siekte van corona en COVID nie vir altyd sal aanhou nie. Die Here sal 'n verandering bring en hy sal dit weer beter maak. Hy het ook vir Agas gesê, ek sal vir julle alles kom verander. Hoe gaan die Here dit doen? Immanuel, lees ons daar 'n stukkie verder, sê die Here, luister tog, nageslag van Dawid, ek sal vir julle 'n teken gee in vers 14. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken God is by ons. So as ek nie hoop het nie en as ek bekommerd is en as ek nie weet wat gebeur nie, dan sê die Here vir ons, ek gee vir julle teken, ek sal by julle elkeen wees. Agas moet maar net glo wat die Here sê, want die Here beloof dat hulle hom sal beskerm en dat die Here verdere pad met hulle sal loop. Al is hulle ongehoorsaam en al doen hulle baie keer verkeerd, sê die Here, glo wat ek vir jou sê. En dit wat die Here vir ons sê, kan ons in die Bybel lees. Alles wat nodig is om ook hoop te kry en dat ons nie nou bang hoef te wees nie, beteken ons kan maar net in die Bybel lees en die Here sal ons daar vashou en sal ons daar beskerm. Die Here sê hy gee vir Agas 'n teken en daardie teken het ons nou net gelees in vers 14 is die aankondiging van Immanuel, van Jesus Christus wat gebore sal word uit die maagd Maria wat vir ons alles kom verander. Immanuel, God is by ons, het gebeur toe Christus gebore is en na die aarde gekom het en vir ons alles kom verander het en vir ons alles kom beter maak het en daarom kan ons elke keer weer hoop. Christus het gekom om ons te verlos en Christus is die antwoord as ons bekommernisse en vrae het en nie weet wat om te doen nie. Die Here kom vertel vir ons hier wat die beste is van alle tye. So as ons nie hoop het nie, dan vertrou ons op Christus. Ons is daarom nooit sonder hoop nie. Ons kan daarom elke oomblik weet dat die Here ons sal vashou en dat ons nooit hoef bekommerd te wees nie. Al gaan dit nou swaar en al is dit vir ons moeilik om so by die huis te bly en net elke dag al die dinge aan te pak. God is altyd by ons. Ons weet dit as ons weet dat die Here sy Heilige Gees gee om vir ons te kom oppas en ons te beskerm en elke dag by ons te wees. Maar die Here doen ook meer as dit. God is by ons, dis wat Immanuel mos beteken. Verseker ook vir ons en sê vir ons dat ons ook nie vir dit wat in die dae wat kom, môre en oormôre sal gebeur, hoef bang te wees nie. Want Christus kom weer en dan sal hy alles kom verander en sal hy vir ons die oorwinning kom gee. Kyk hoe bly is hierdie man as hy weet dat die Here weer kom en as hy weet dat die Here ons weer kom vashou en dat die Here ons weer kom beskerm. As ons maats nie hoop het nie, dan weet ons die Here sê vir ons, ek is altyd by julle. Ek weet waar julle bly, ek weet wat julle nodig het, ek weet dat julle nooit hoef bang te wees nie en ek weet dat alles sal verander want Christus kom weer. Ons gaan nou, as ons dit alles gehoor het, maats, saam bid. En terwyl julle so saam met papa en mamma sit, gee julle nou ook vir hulle vra, waarvoor is daar nog ietsie nodig is wat ons moet bid? En dan dink ons miskien aan die mense in die hospitale, of ons maats wat nie kos het nou nie, en die baie swaar dinge wat op ons pad is. Ons is baie keer bekommerd, en dan weet ons hoef nie bekommerd te wees nie,
want die Here sal elke dag by ons wees. As ons nou klaar gepraat het hier, vra vir pappa en mamma wat is nog nodig en bespreek weer wat in Jesaja gebeur het. Die Here het vir ons hier 'n teken gegee dat Christus altyd by ons is en dat ons altyd kan hoop en dat ons nooit hoef bang te wees nie. Kom ons bid nou saam. Liewe Vader, troue Vader, Here, dankie dat U ons ken en dat U ons vashou en dat U ons beskerm en dat U ons elke dag bewaar. Ons dankie dat U ons lief het, Here, en dat ons nooit hoef te wonder waar U is nie. Dankie dat U vir ons hoop gee. Help vir pappa, mamma en almal wat ons ken, ons oupas en oumas en al ons maats, dat hulle ook veilig sal wees en dat ons altyd op U sal vertrou. Dankie vir elke dag, pas ons ook vandag op, om Christus naam. Amen. Maats, julle moet hierdie week geniet saam met pappa en mamma, en as daar enigiets nodig is, vra vir pappa en mamma, of vir my, of vir Dominee Dani, of enige een van ons ouderling of diakens te bel, sodat ons ook vir mekaar kan bid en mekaar kan dink. 'n Baie lekker week vir julle, en ons gesels volgende Sondag weer so saam. Lekker dag, totsiens!